Ja, luister Radio Roepsyn. Ek is Francis de Tooy en dis my program So Terloops. Dit is Dinsdagoggend, die 18de Augustus. En soos beloof, na die 10uur nuus gesels ek met Anton Smit wat deel is van die SBB Sakekamer. En Anton gesels met ons vanuit Johannesburg. Goeiemôre Anton en welkom by Radio Roepsyn. Goeiemôre Francis en môre aan al die luisteraars en SBB-lede. Dit is my groot plesier om vanoggend vir julle 'n bietjie meer te vertel oor die munte. Nou ja, baie welkom hier by ons Anton. Geef vir ons agtergrond. Wie is Anton? OK, ja. Kom ons Anton is het sy leerskool gehad, hy sy diensplig en sy universiteits opleiding gehad het het ek begin by een van die grootste korttermynversekeraars en ek's daar in 'n bestuursprogram ingeskryf en ek het so 15 jaar van my kennis en my mentorskap in die sakewêreld het ek daar geleer onder die vaandel van my groot vorige mentors. En baie geleer oor bestuur en oor die sakewêreld. Hoor julle my? Ek hoor 'n backlash, daar hoor iemand praat op die agtergrond. Is alles reg? Hier is iemand wat praat in die agtergrond. Goed, Anton, jy het nou loopbaan gehad in versekering, wat jy gesê het, jy het baie geleer oor die besigheidswêreld. En toe was jy finansiële konsultant tot en met 2017 en daarna? Ja, in 2000 het ek die diens van die versekeraar verlaat en ek het my eie finansiële dienste FSP gestig, gelisensieerd en ek het as 'n finansiële verteenwoordiger, makelaar, het ek veral gespesialiseer in die korttermynprodukte, kommersiële versekering en dies meer. So ek het baie ervaring opgedoen in daai lyn en dit was my eie besigheid wat ons self bedryf het vir 'n periode van 17 jaar. En toe in daai tyd hierso rondom 2004 het ek saam met die makelaary wat ek bedryf het ek ook 'n selfstoormaatskappy begin. Ek het gesien dat die versekeringsbedryf gaan baie nuwe uitdagings daar gaan nuwe uitdagings wees en ek kom oor die regering van kommissies en dies meer en ek het toe begin met 'n tweede besigheid. Ek is van natuur 'n persoon wat hou van om plan B en plan C te hê. So dit is my plan B gewees en ek het daar begin en ek en my broer het 'n familie besigheid opgebou van die grond af en ons huidigelik bedryf ek hom nog steeds en hy het na die grootste selfstoor besigheid op die rand. Ons het so 13 hektaar se store en is 'n baie suksesvolle besigheid. Maar weer eens is my plan is weer aan die gang. So ek is bekommerd oor dit wat gaan vorentoe gebeur in ons land. Ek is besig om uit die besigheid uit te probeer kry deur dit te verkoop. En dit is my agtergrond in die besigheidswêreld en dit is hoekom ek op die sakekamer is en om vir SBB te kan help om planne te kan bedink. En jy het gister toe ons voorberei het vir die onderhoud genoem dat stoorfasiliteite was van die eerstes wat geplunder was met die Durban onluste 2021. Ja, Francis, so ons sal definitief nie uitgespaar wees met die energie nie. Inteendeel, ek glo ons sal seker van die eerstes wees wat hulle sal plunder, want ons het 'n wye spektrum van kliënte wat by ons stoor. Ons het onder andere baie besighede wat kosprodukte, daar's allerlei tipe verskillende besighede en dan ook privaat mense. So dit sal 'n aanloklike
'n teiken wees vir plundering, soos wat gebeur het in die Natalse vorige opliste. So ons besigheid sal definitief tot ten gronde gaan en daar moet dis hoekom ek begin het met operatiewe planne en fondse en iets meer. Ja, ek dink dit is veilig om in hierdie opsig ook te sê, moenie al die eiers in een nes aanhou nie. Goed, so jou betrokkenheid by die SBB Sakekamer, die volgende vraag wat ek vir jou wil vra, en daarmee begin ons dan sommer, as ons nou met die deur in die huis inval, hoekom die munte? Vertel vir ons oor die munte reeks van SBB. Reg, so dankie. Okay, hoekom munte? Eerstens, die eerste groot belangrike ding van die munte is, dis 'n verskansing teen 'n vallende geldeenheid. As ons kan kyk wat het in die verlede gebeur in Zimbabwe en as ons kyk na dieselfde rand toe hy al geval, so die enige werklikste verskansing vir 'n vallende rand sal wees om jou surplusfondse in munte te kan stoor. En dit is een van die groot redes hoekom ons die munteprojek geloods het om die lede te probeer leer om hulle beskikbare surplusfondse, spaargeldjies eerder in munte te gaan sit, want as jy mens kyk na die Zim dollar was op 'n stadium sterker as die Amerikaanse dollar. Hy was inteendeel sterker as die SA rand gewees. Die SA rand is ook sterker as die Amerikaanse dollar. En kyk waar sit ons vandag met 'n Suid-Afrikaanse rand wat baie swak vertoon teenoor die hele wêreld se geldeenhede, en dan nie te praat van die Zim nie. Die Zim dollar is monopolie geld. Hy is letterlik geen waarde nie. So en dit is een van die groot redes. Daar's 'n paar ander ook. Die munte sal ook dien as 'n baie goeie ruilmiddel in die dantyd. Want in die dantyd gaan geld geen waarde hê nie. So ek dink ons sal teruggaan na die middeleeuse tyd waar ons definitief ruilhandel sal plaas. So indien jy 'n diens kan lewer aan iemand, sal hy vir jou moontlik 'n produk gee en ruil daarvoor. Maar as jy nie 'n diens het nie of jy kan nie 'n produk lewer nie, dan gaan jy met 'n munt moet betaal. En dis waar die munte gaan inkom. So ons wil hê dat ons wil die mense probeer opvoed om munte te begin kollekteer en dit weg te sit vir die tandtyd. Dan verder is dit ook 'n baie goeie kommoditeit indien die banke sal platval. So indien 'n mens nog steeds die rand nog steeds 'n bietjie van 'n waarde het, gaan 'n mens 'n probleem hê om die geld uit die bank uit te kry. So die banke kan hulle rekeninge vries en dan sit jou geld in die banke vas. So deur jou munte moontlik in 'n kluis te kan hou, kan jy daai probleem ook oorbrug. Want weet ons, daar sal altyd 'n plek wees vir miskien 'n paar rand, weet 'n mens sal bietjie kontant op moet, maar die munte sal eintlik dit sal daai kommoditeit vervang. Dan laastens, die grootste rede hoekom 'n mens na die munte toe beweeg, is die fantastiese groeipotensiaal wat 'n mens uit die munte kan kry. As 'n mens gaan kyk oor die laaste paar eeue, of alhoewel die laaste eeu, die prys van goud en silwer het nog altyd net geklim en geklim. So dis 'n kommoditeit wat deur al die tye het hy gewys dat hy 'n goeie groeipatroon het. Baie beter as enige konvensionele belegging. Eiendom in 'n energiesituasie, eiendom niks werd. So jou enigste ding wat werklik waarde gaan hou, sal jou munte wees. Ja, dit is soos jy gesê het, dit is 'n verskansing vir 'n beter geldeenheid wat sy koopkrag behou op die einde van die dag. Maak nie saak wat die markte doen nie. Dis reg. Goed, en dan het jy genoem oor die skaarste van veral silwer, dat jy gesukkel het om silwer in die hande te kry. Anton, vertel vir ons daaroor. Ja, dit is nogal 'n interessante storie. So toe ek nou begin met die munte, ek het al 'n hele ruk voordat ek die munte aan SBB of die gedagte by die Sakekamer geplant het.
toe het ek al redelik met munte al begin speel en gekoop en so aan. Maar toe ek nou wil begin om die munte te wil maak en ons moet nou ons het toe 'n onderhandeling het ons 'n persoon, 'n baie goeie persoon geïdentifiseer wat vir ons die munte maak. Dit was ook maar 'n besturing dat hy by ons uitgekom het. Ek dink die hoër rand het definitief 'n rol daarin te gehad. Soos wat hy met ons altyd het hy my na die ou toe gebring. En ons het nie geweet op daai stadium was dit was om en by nou die begin van hierdie jaar toe ons begin met die silwer en ons het begin kyk waar gaan ons silwer kry. Maar op daai stadium het silwer so gehard. Hy het in 1 jaar het silwer gegaan van $27 'n ons het hy gegaan hierso in Desember, Januarie het hy op 'n stadium gedraai by $120. Aan die ander woorde dit is amper 4 maal sy waarde wat hy geklim het. So dit het veroorsaak dat die hele wêreld het soek na silwer. Almal was op soek na silwer en jy kon nie jou hande aan silwer kry nie. En ons sit nou, ons wil nou die munte loods, maar ons kry nie silwer nie. Nou wat help dit nou? Ons smelt ander silwerstukke af, weet soos ander munte en ons maak ons munte. Dit sal nie 'n lonende ding wees vir ons lede nie. Ons moet altyd die beste vir ons lede kan doen, weet. En toe het ons besluit nee, ons gaan tweedehandse silwer gaan ons kry. En ons het begin toe nou om al die ou munte van die ou rande en edel en die ringe en juwele en ouma grootjies se skinkbord wat sterling silwer af is. Ons het daai goeders gevat en ons het dit begin te smelt en dan sal die munt verfyn dit terug na 100% suiwer silwer toe en dan maak ons die munte. So dit is 'n interessante pad wat ons geloop het om by daai munt of daai silwer in die hand te gekry het. So jy sê dan wil ek net sorry Frans, dan wil ek gou 'n bietjie praat oor die skaarste van silwer. Silwer is oor die laaste 6 jaar is daar 'n tekort aan silwer oor die hele wêreld. Met ander woorde, die aanvraag vir silwer is groter as dit wat die wêreld kan lewer. Die myne is nie genoegsaam, daar kom nie genoeg silwer uit die myne uit om die aanvraag van die silwer te kan akkommodeer nie. En nou is hulle tans besig om in die silwerreserwes in te gaan. En dit veroorsaak silwer is 'n tydbom wat wag om te ontplof. Hy word op hierdie stadium kunsmatig afgehou deur die geldmarkte en die wêreldmarkte omdat hy vir baie verskillende redes krities is, wat ek daaroor gaan praat. Maar met ander woorde, daar is in werklikheid is daar 'n tekort aan silwer in die wêreld. En dit word hoofsaaklik veroorsaak deur die volgende faktore. Silwer is nie net 'n edelmetaal soos goud nie. Verskoon my. Goud is heeltemal anderster. Goud word nie gebruik in die industrie nie. Goud is 'n edelmetaal wat in juwele gebruik word en in munte en hy word nooit opgebruik nie. Hy word basies net gehou en gestoor en hy word nooit in 'n proses vernietig nie. Wat silwer word wel vernietig. So silwer word gebruik in die industrie ook. Hy word veral gebruik in die solar op panele want hy's 'n baie goeie geleier van elektrisiteit. So hy word grootendeels in meeste van die solar, al die solar word hy gebruik. Dan word hy ook baie gebruik in die rekenaar AI sentrums. So data in die groot datasentrum, daar word kilogramme en kilogramme silwer gebruik as geleier in die datasentrum. En ons weet hoe groei die AI nou. AI en datasentrums is besig om te groei met die spoed van lig. So dit word baie gebruik en dan word dit ook in die militêr gebruik en waar die solar en die datasentrums kan hulle nog van die silwer kan hulle weer afsmelt en weer gebruik, maar in die militêr word die silwer heeltemal tot niet gemaak. Daar's 'n groot hoeveelheid silwer in elke van hierdie groot bomme wat hulle heiliglik gebruik in die oorlog Atlantiese See en as ook die oorlog in Rusland. So daai silwer word letterlik gevaporize. Daai silwer word tot niks gemaak nie. So
So ons dink dat silwer is die een om te kollekteer. As 'n mens kyk na al hierdie dinge wat in die wêreld gebeur en die tekorte en dit wat die silwer gebruik word. En dan moet 'n mens ook gaan kyk na die volgende faktore is as jy mens oor die laaste 100 jaar kyk, daar's altyd 'n sekere rasio van silwer teenoor goud. So die rasio van silwer en goud deur die laaste eeu was 15:1. Met ander woorde 15 muntstukke silwer is min of meer dieselfde waarde as 1 muntstuk goud op die gelyke gewig. Maar op hierdie stadium sit ons in omtrent hierso by die 50:1. So daar gaan 'n groot aanpassing gemaak moet word om die silwer-goud rasio reg te kry. En wanneer dit gaan gebeur tesame met die tekorte wat silwer in die wêreld het, glo ons dat silwer gaan hardloop net om die regstelling te maak, gaan hy omtrent 4 keer sy waarde moet verhoog. En as daai tekorte bly aanhou hardloop en hulle bly hulle reserve op te gebruik, gaan daar 'n groot tekort in die wêreld van silwer raak. En dan gaan jy met jou silwer gaan jy 'n fantastiese opbrengs kry. Ja, dit is die storie oor die skaarste van die silwer. Ja, luister Radio Roepsyn. Ek is Fransis de Tooy en ek gesels met Anton Smit van die SBB Sakekamer. Anton is op die oomblik in Johannesburg en ek sit en gesels met jou hier vanuit Appington. En as jy wil ingeskakel wees op Radio Roepsyn tydens jou werksdag, is jy welkom om so te doen. Ons is beskikbaar op die Radio Garden blad of op die Radio ZA app. En ons het ook ons eie Radio Roepsyn app waardeur jy kan luister. So maak seker om daar ingeskakel te wees. Goed Anton, ons het nou gepraat oor die skaarste van veral silwer, baie interessant. En jy het nou so gedeeltelik geraak daaraan, maar waar kry SBB hulle silwer vandaan? Ja, ek het nou daai vraag bietjie oorvleuel. Ek sal net so 'n bietjie uitbrei. So ons kry hoofsaaklik tweedehandse silwer. Wat dan kom uit as 'n mens in die winkelsentrums kyk, sal jy sien daar is oral sulke stalletjies en dan hulle bied nou aan om jou goud en silwer te koop en hulle sal jou gewoonlik silwer het 'n spotprys. Dis 'n internasionale prys in dollar wat silwer teen verhandel en hulle sal en soos daai silwer nou elke dag op en af gaan, sal hulle vir jou 'n prys offer. Dit gewoonlik is dit hulle is maar goeie besigheidsmanne, so hulle sal vir jou nie meer as so 20% onder die spotprys offer nie. En dan vat hulle nou weer daai silwer muntstukke en goeders en dan gaan dit tradisioneel sal dit dan na 'n verfyner toe gaan. En ons verfyner is ook die persoon wat ons munte maak. Die een van 9 in die land, hy verfyn goud en silwer. Dis 'n baie hoë kwalifikasie. Hulle word baie streng dopgehou deur die regerings. Hulle het byvoorbeeld 24 uur videokameras in hulle persele om te verhoed dat hulle goud en silwer sal koop van die verkeerde bronne af. Hulle mag byvoorbeeld nie onverwerkte goud koop nie, want dis die goud wat die Zama sal gee. So hulle word baie fyn dopgehou en hulle het 'n baie hoë akkreditasie. En so ons silwer kom van daai lyne af en dit is hoofsaaklik wat ons dan gebruik om die munte te maak. Want jy sê toe julle begin het kon julle aanvanklik nie eers silwer in die hande kry nie en dis toe julle na die tweedehandse mark begin ondersoek het wat jy nou vroeër genoem het oor teestelle, messegoed, ou juwele. Maar jy sê plated silver items is nie regtig die moeite werd nie, want die proses is te duur om dit af te smelt. Kyk, soos alles in die lewe is altyd maar bietjie skoolgeld. Ek het aanvanklik weggespring en ek het begin as toetsfase ek maar pandjies winkels besoek en ek het gaan kyk watter silwer en ek het gekoop en dan vat ek dit na die muntmaker toe. En so het ek maar naderhand geleer wat moet ou nie koop nie, wat moet jy koop. Ek het 'n hele paar goed gekoop wat nie eintlik veel werd is. So dis die plate silwer en dit ek weet dan ons wil ook die lede aanmoedig en indien hulle silwer het, hulle kan daai silwer vir ons stuur en ons kan dit vir hulle afsmelt en daar's 'n hele proses. Ons dokumenteer dit presies. Ons weeg dit en ons kan vir jou presies sê wat kan ons silwer kan ons uithaal en dan kan ons munte vir daai lid maak.
Maar so mense moet maar wegbly van die plated silwer. Dis maar gewoonlik jou teestelle is gewoonlik hy het net 'n laagie silwer op. Daai goed is die hoeveelheid silwer op daai stuk is te min. en die proses is te ingewikkeld. So ons bly maar eerder weg. So jy moet altyd kyk na iets wat sterling silwer op het. So jou ringe, jou juwele, meeste van dit is 92.5 sterling silwer en dis baie goeie dit is baie maklik om daai om te sien. Hulle haal net die mengsel wat daarin is. Gewoonlik is dit koper wat die 7.5 of die 6.5 is. Hulle haal die muntmaker of verfyn dit, haal dit uit. So daar is dit is maar hoofsaaklik waar die munt, jy weet veral daar's van die jy kry van die skinkborde wat soliede sterling silwer is. En hy het 'n plakkaatjie op wat staan 92.5. Dit word gewoonlik op hom gepons. Nou daai skinkbord kan baie maklik 'n kilogram weeg. En daai kilogram se silwer kan jy 30 munte van maak, 30 1 ons munte. Maar sou dit nou weer herlei na ware toe, dan is daai ding omtrent 64.000 werd. So as jy nou daai stuk gaan ingee daar by die sentrum, hulle sou jou miskien 20 of 30.000 vir daai ding geoffer het. Maar dit sal baie beter wees om daai skinkbord vir ons te stuur en ons kan hom vir jou afsmelt en Anton, is jy daar? Ek gaan net weer teruggaan. Anton, as jy klaar gesels het oor waar SBB sy silwer vandaan kry, dan kan ons aanbeweeg na die volgende vraag toe. Jy is ingeskakel op Radio Roepsyn. Ek gesels met Anton Smit van die Sakekamer. Dit is die SBB Sakekamer om meer spesifiek te wees. En ons gesels oor die reeks van goud, silwer en kopermunte wat SBB onlangs mee begin het. Anton, daar was nou so 'n onderbreking gewees. Kom ons beweeg aan na die volgende vraag toe. Hoe word munte gemaak? Okay, dis 'n interessante storie. Dit het ek nou maar geleer in my onderhandelinge en die begin van die met die munte is toe nou eers om die munte of die silwer te kry en toe het ek nou maar begin leer en ek het met elke reeks die eerste munte wat altyd gedruk was ek altyd daar gewees. Ek het inteendeel het ek elke keer die eerste munt self hanteer en baie geleer daaruit en ek het in die begin nie mooi verstaan hoe werk dit nie. Die vraag ek gaan ek gaan vir julle gou 'n paar doen want die vraag word baie keer van my gevra die lede het baie keer koper en hulle wil graag die koper ook munte maak. So ek gaan begin met die koper. So die koper kan ons nie ons kan nie die koper wat koperdraad en pype wat die mense wil hê ons moet verwerk. Kan ons nie munte van maak nie. So wanneer die muntmaker met koper werk, hy het nie die fasiliteite om koper af te smelt dat hy die kwaliteit hoog genoeg is dat hy 'n munt kan maak. Hy smee. So die koper ons koop ons die stawe aan. En dis 'n staaf wat 5 mm dik is en hy so 38 mm wyd en dan word hy afgerol. Daar's sulke rollers en hy word afgerol na die regte dikte toe. Spesifieke dikte vir 'n ons koper. En dan word hy met 'n ronde snyding word hy dan uitgedruk, word die munte mooi uitgedruk en dan gaan hy in 'n poleerfase in. Hy gaan in so 'n groot bak met fyn balletjies in albastertjies en hy word dan lekker weer gepolitoer en dan gaan hy van daar af drukstukke in. So ek gaan nou 'n bietjie oor die drukstuk praat. Elke liewe munt wat ons maak, moes ons 'n drukstuk gebou het, maar ek gaan nou daaroor praat. Dan is die silwer en die goud is baie dieselfde. Hulle word afgesmelt en hy smelt homself af in 'n staaf en dan word hy presies soos wat die koper word hy gerol in die regte dikte. So goud en silwer verskil so 'n bietjie. So die diktes is bietjie verskillend teenoor die goud en die silwer.
daar maak ek daar dit my toe. So daar het nou 'n video gewys waar ek weet nie of jy daai video gesien het, Anton, 'n videoetjie het nou so vinnig ingekom van waar jy bygesit het met die maak van die munte. Skus, dit was nou 'n onderbreking op wat jy gesê het. Nee, dis baie nice, dit is nou, ek dink hierdie was nou met die laaste goue munt. So daai drukstuk wat nou so afdruk, hy het nou op daai hulle noem dit 'n blank. So hy het nou op die blank gedruk en dan daar's die munt nou. So hy het 'n drukstuk aan die onderkant en 'n drukstuk van bo af. En dan as gevolg van met daai druk wat hy op daai blank uitoefen, dan druk hy hom so mooi uit. En daar's die eerste goue 1/10 gebore. Dit is nou hy so 2-3 weke terug het ons hom vir die eerste keer gedoen. So dit is baie interessant en so met die drukstuk, dit was ook nou baie interessant. So generaal Wynand het hy in Frans, hulle het gesit en hulle was in die stuurkomitee gewees oor hoe die watter logos ons wil opsit en wat alles op die moet staan. En hulle het vir ons hierdie mooi munt geskep en ons het basies toe nou die sketse wat gemaak is wat Frans baie mee betrokke was, het ons vir die muntmaker gegee en hy het toe nou daai drukstukke gemaak. So vir elke munt is daar 'n drukstuk en daai drukstuk kos 'n hele klomp geld. So dis die geld wat ons voor die tyd moes uitgelê het voordat ons die munte kon begin maak en ons het so vir munt het ons 'n voorkant en 'n agterkant. En ons gaan die munte ons nog hulle die drukstuk kan vir 'n baie lang tyd kan hy sy werk doen. So ons hoop om nog vir die volgende paar jare munte te kan druk met daai selfde drukstukke. En dit is wat ons nou gister ook vir mekaar het sy energie gebeur of nie, dit behou nog steeds sy waarde. Ja, dit is heeltemal, dit sal ons voorsien dit so en ons dink dit sal 'n baie goeie teenvoeter in die ander tyd wees vir 'n waarde om nog steeds iets in jou sak te kan hê wat vir jou waarde sal hou. Anton, dit is baie interessant. Ons het nog so 7 minute wat ons kan gesels voor ek moet afsluit. So, vertel vir ons, wat is die rol van die kopermunt spesifiek? Ons het nou gesê oor goud en silwer en koper. Uit die aard van die saak het dit verskillende waardes. As jy dit dan nou wil gebruik vir ruilhandel, dit is dan nou waar die kopermunt inkom. Ja, dankie Frans. So ons het gevoel dat die koper is ook 'n baie goeie koper is ook besig om baie na vore te kom as 'n goeie hy hou sy waarde ook baie goed en ons voorsien dat koper sal dieselfde pad volg as silwer. En die groot rede vir die koper is indien ons kom ons sê ons vat nou ons beste verkoper. Ons beste verkoper is ons mossie. Dis die 1/10 silwer en hy kos op hierdie stadium is hy so R299 vir 'n mossie. Maar as silwer nou 10 maal gaan styg, dan gaan jy naderhand sit in die dantyd as jy nou daai mossie wil gebruik as 'n verhandeling. Nou gaan daai ding se waarde ewe skielik sit tot R3000. Nou wat gaan jy nou wil jy miskien 'n sak mielies koop want jy wil jou hoenders wil jy kos gee. Nou gaan jy vir die ou daai R3000 gee. Nou wat gaan hy jy wil 10 sakke mielies hê nie. So wat klein geld gaan hy vir jou gee. So toe het ons gedink nee, maar die koper sal mos nou 'n baie laer kommoditeit. So ons koper ons op hierdie stadium verkoop ons met ons 'n spesiale aanbieding. As jy hom koop vir 100, as jy 100 van hulle koop, dan kos hulle maar R100 een. So dis R10,000 vir 100. So ons dink dis 'n fantastiese goeie aanbieding en ons probeer die mense ooreed om dit ook aan te koop. Want dit gaan glo ek die kopermunt sal vorentoe baie gebruik word deur ons in die Noord-Kaap as 'n verhandelingsmunt. So ons wil die mense vra of aanmoedig om te belê in die koper. Mense wat nou van hierdie geleentheid gebruik gemaak het en hulle koop nou groot koper aan.
Maar as jy nie grootmaat wil koop nie, dan is die volgende spesiaal, as jy meer as 10 vat, dan is hy R110. As jy dan net 'n enkel een kan vat, dan is hy R140. Maar dis nog steeds 'n baie goeie waarde in die mark. In die mark gaan die koper kan gaan vir amper tot R200 'n minste. So weer eens bied ons vir die lede 'n goeie produk. So ons is die sakekamer, is nie net besig om die munte te verkoop om geld te maak nie. Ons maak wel geld, maar ons wil ook altyd vir die lid en vir die persoon wat belê in munt, ons moet altyd sorg dat ons vir hom die beste waarde vir geld produk kan lewer, sonder om hom gelukkig. Ek dink met enige belegging sal 'n vraag dalk wees, Anton, wat is die minimum wat 'n persoon kan spandeer? Want nie almal het argumentsondawe 50.000 wat hulle eenkant kan sit om te spaar nie. Ek het nou gesien in die laaste 4 maande wat ek munte verkoop, ons het nou al hierso by die R2 miljoen se munte verkoop. En ek behartig al daai bestellings self. En ek het nou al gesien, daar's van die mense wat elke maand munte koop. So ek dink dis die regte manier. Nie almal het die befondsing om 'n klomp munte op een slag te koop nie, maar as jy elke maand net 'n paar rand afstaan en jy koop 'n paar munte, soos wat die generaal altyd sê, een tree vorentoe. Mens net een tree vorentoe gee, dan beweeg jy vorentoe. So as jy, al koop jy 1 munt 'n maand, ek het van die kliënte wat dan om die vervoerkoste, want daar's nou Postnet koste. So baie mense betaal nou 'n geldjie, dan sal hulle sê, maar moenie die munt nou stuur nie. Wag so vir 3 of 4 maande dat ek nou 4 munte en dan stuur ek dit vir hulle. So ek het 'n paar sulke kliënte wat die munte eenkant hou. En dit is eintlik die ding. Jy weet, kom in 'n gewoonte om 'n geldjie eenkant te sit en koop vir jou munte. Dis eintlik wat ons wil graag hê die mense. Ja, en kleiner denominasies maak dit moontlik. Ja, definitief. En dan die laaste vraag, Anton, waarmee ons gaan afsluit vandag, is die nuwe goue munt en die pad vorentoe daarmee. Het hy so geraak aan die molds of die drukstukke? Okay, so ons het nou basies die hele silwer reeks en ek dink hy's voltallig. Ons sal baie graag ook die goue, ons het nou die goue mossie geloods. So ons wil baie graag hom ook voltallig kry, ons wil 'n half ons goud maak en ons wil 'n vol ons goud maak. Maar wat ons ook wil doen is ons wil die koper wil ons ook sy volle reeks inkry wat dit nog meer bekostigbaar maak vir mense. So ons wil later begin kyk definitief te beweeg na 'n half ons koper toe en dan weer na 'n 10de ons koper toe. En dan wil ek vir die lede sê daar's baie van hulle wat al reeds met my daaroor gepraat het. Ons het nog nie vergeet van julle manne wat die koper begin vergader nie. Hou aan om die koper te vergader. Ons is besig om aan 'n volgende projek te werk waar ons die koper sal afsmelt in stawe en gaan dit in 'n 100, ons gaan 'n 100 gram, 'n 500 gram en 'n 1 kilogram staaf maak en ons gaan dit desentraliseer. Want ek meen ek kan nou nie pype hier van Noord-Kaap af en draad van Noord-Kaap afstuur na Gauteng toe nie. So gaan probeer aan elke groot sake sentrum gaan ons dit as 'n sakekamer besigheidsprojek loods waar ons dan 'n lid sal kry om vir ons daai koper te kan afsmelt en in daai stawe te sit. Dit sal dan na hulle plaaslike kopersmid sal hulle dan stuur en hy sal dit dan verwerk en hy sal ons sal die finansiële aspek rondom dit doen. Ons sal 'n klein bietjie vra daarvoor wat ons hom sal betaal en die lid sal ook 'n bietjie betaal. Dan sal daai staaf gestempel word. Ons gaan 'n stempel maak wat op sal staan 100 gram koper met die SPB logo. So dit lê voor en dan dan wil ons ook ons reeks wil ons verbreek. En dan kyk ons ook heel in die toekoms in die muntmaker het klaar 'n prototipe gewys. Dit is nog 'n kleiner denominasie van goud wat in die wêreld wat hulle nou baie gebruik is amper 'n kredietkaartjie. Verskoon my. Maar dis 'n geseelde plastiese kaartjie en dan kan mense 1 gram
Nou 1 gram is letterlik so klein soos 'n spikkel, maar 1 gram goud het nog steeds 'n enorme waarde. So net om vir die mense in perspektief te stel, ons is om en by 31 gram en 'n tiende is om en by 3 gram, 3.1 gram. So daar's 'n 100 gram stukkie goud wat hulle in 'n tipe van 'n kaart indruk, dan sit hulle die egtheid van dit word op die kaartjie gedruk. So dis 'n baie lekker dokument. Jy kan hom nie oopmaak nie. So dan kan 'n mens daai ding gebruik as 'n verhandeling. Daarop kan dan staan wanneer hy gemaak is, wie hom gemaak het, kan SPB se logo daarin sit en dit sal alles mooi in 'n geseelde plastiese houer wees. So ons kyk ook daarna. So dis die goed wat in die toekoms aan die kom is. So ons is baie optimisties dat die munte gaan nog 'n baie ver pad hardloop in SPB. Ons net vir die mense sê dat hulle moet weet dat ons is besig om verskriklik baie te vermag met die geldjie wat ons maak van die sakekamer uit, kan ons baie gate toestop in SPB, besig om baie nuwe projekte. So die munt is eintlik die begin van ander projekte. So ons rol daai geld, rol ons na volgende projekte toe. So dis eintlik ons basis van die sakekamer op hierdie stadium. So die munt speel 'n baie groot rol in dit wat vorentoe ook gedoen sal kan word in die SPB. En ons vra vir die mense om asseblief die munt sal ondersteun. En dit is nie vir hulle nie, ons kan ook van die SPB kan ons verskriklik baie met daai fondse doen. Dankie vir Klink vir my Anton, waar kan belangstellendes met jou skakel of direk met die sakekamer dalk? Ja, hulle kan direk met die sakekamer of op my e-pos. My e-pos is op al die advertensies. Hulle kan my op die e-pos stuur en weet dit is heeltemal in orde. En dan ek kan my nommer ook gee, my telefoonnommer as jy vir my ek hou van WhatsApp. Ek is nie altyd lief om my foon die hele tyd te antwoord nie. Ek sit hom af deur die dag as ek besig is of ek sit hom nie af nie, maar ek sit hom dat ek hom nie kan hoor nie. So WhatsApp is eintlik beter. So ons kan 'n nommer ook gee, telefoonnommer vir ons as jy wil. Jy is welkom, gaan voort. Okay, dis 082 373 1271. So vir die mense wat nie op e-pos is nie, WhatsApp kan net so goed werk. Baie van die mense praat al gereeld met my op WhatsApp ook oor die munte. Goed, gee net weer 'n keer jou telefoonnommer asseblief Anton. 082 373 1271. Daar sê, dit is Anton se telefoonnommer waar jy hom kan skakel of eerder 'n WhatsApp stuur in verband met die Sakekamer en SPB se muntreeks. Anders so nie, kan jy op Radio Roepsyn se WhatsApp ook 'n boodskap stuur 072 8585 Ek herhaal die ateljee se WhatsApp nommer 072 8585 Anton, ek sê vir jou baie dankie van SPB se kant af en van Radio Roepsyn se kant af ook vanoggend vir jou tyd en jou kennis wat jy met ons gedeel het. Ons is baie opgewonde oor die muntereeks van die SPB Sakekamer. Baie dankie Fransis, dankie vir al die luisteraars en ek hoop dit was van waarde gewees. Dankie.